'n seun en 'n meisie met verskillende massas is aanvanklik in rus by punt P. Hulle gly langs verskillende bane van 'n waterglyplank af. Ignoreer die effekte van wrywing. Is die volgende stelling waar of vals? Daar's 3 stellings. Die eerste stelling: slegs konservatiewe kragte werk in op beide die seun en die meisie terwyl hulle afwaarts gly. Nou hierdie is waar. Hier is geen nie-konservatiewe kragte soos wrywing of lugweerstand waarvan ons moet kennis neem nie. So, al die kragte wat hier inwerk is konservatief. So hierdie stelling is waar. Ons tweede stelling, waar of vals? Die seun en die meisie het elk dieselfde gravitasiepotensiële energie by punt P. Nou, potensiële energie is gelyk aan die massa maal met gravitasieversnelling maal met die hoogte. Nou, beide is by punt P, so die hoogte gaan dieselfde wees. Gravitasieversnelling is 'n konstante. Maar wat die massa betref, is daar eksplisiet vir ons gesê dat die seun en die meisie verskillende massas het. Gevolglik het hulle verskillende potensiële energie. So hierdie stelling is vals. Laaste stelling. Wanneer hulle punt Q bereik, is die spoed van die meisie gelyk aan die van die seun. Nou kom ons kyk, by punt P het ons potensiële energie en dit is mgh. Dit gaan nie dieselfde wees vir die seun en die meisie nie, want hulle massas verskil. Maar die kinetiese energie is 0. So die meganiese energie hierbo is die som van daardie twee. So die meganiese energie hierbo gaan gelyk wees aan mgh. Omdat daar geen nie-konservatiewe kragte ter sprake is nie, word al die potensiële energie omgeskakel na kinetiese energie. So die kinetiese energie hieronder is 'n half mv² en die potensiële energie is gelyk aan 0. So dit beteken dat die meganiese energie hieronder is 'n half mv². Wet van behoud van meganiese energie. Die meganiese energie by P is gelyk aan die meganiese energie by Q. So, mgh, wat die meganiese energie is by P, gaan gelyk wees aan 'n half mv². Nou wat is belangrik? Massa en massa kanselleer uit. So, waarvan hang die snelheid af? Snelheid is gelyk aan die vierkantswortel van 2gh. So kom ons kyk, die snelheid van die seun hang af van 2 wat 'n konstante is, gravitasieversnelling wat 'n konstante is, en die hoogte, en dit is die hoogte by punt P. En vir die meisie, 2gh, dieselfde hoogte. Met ander woorde, die spoed van die seun en die spoed van die meisie gaan dieselfde wees by punt Q. Dis 'n baie belangrike verduideliking hierdie, want jy kan duidelik sien, massa speel nie 'n rol nie, want dit kanselleer uit in hierdie geval. So hierdie stelling is waar.